Hallo julle, kom ons buig ons hoofde en bid saam. Ons dierbare Hemelse Vader, baie dankie dat ons die woord het, dat U vir ons die waarheid daarin vasgelê het en dat ons dit kan bestudeer. Ons vra dat U asseblief ons gedagtes met die Heilige Gees so sal oopmaak, dat ons kan verstaan wat U vir ons sê en ons bid hierdie dinge in Jesus naam. Amen. Die titel van hierdie preek is Prikkels van God. En ek is seker dat teen die einde van die preek dit duidelik sal wees hoekom ek het so genoem het. In 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 4 lees ons, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het. En almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see. En almal dieselfde geestelike spys geëet het. En almal dieselfde geestelike drank gedrink het. Want hulle het gedrink van 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgodedienaars, soos sommige van hulle was nie. Soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer, soos sommige van hulle gehoereer het nie. En daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie. En hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Deur die eeue wat verloop het vanaf en deur die Bybel tot vandag bring die rekord van die getroues en die gehoorsaames wat daarin opgeskryf is, inspirasie en moed vir diegene wat geroep is om te staan vir wat reg is te midde van afvalligheid. En saam met dit bring die rekord van die ontroues en ongehoorsaames vir ons op wie die eindes van die wêreld gekom het, spesiale en spesifieke betekenis. Die geskiedenis word herhaal. Die wêreld het vandag steeds sy Agabs en sy Isebelle. Die huidige era is net so vol van afgodery, soos wat dit reg deur die Bybelse tyd was. Sport, musiek, flieks en om nie eers te praat van TV en rekenaarspeletjies nie. Vat nou byvoorbeeld die afgelope 5 maande tydens die chaos van die inperkings wat reg oor die wêreld ingestel is. Het mense na hulle Bybels gegryp of na die elektroniese afgode? Het huisgesinne saamgekom in huise en in erns begin bid en studeer om hulle self in lyn te kry met God se wil, of het hulle gehelp om Netflix en Showmax en Fortnite se fortuine die hoogte te laat inskiet? Menigte het 'n wanopvatting van God en sy ware karakter, en dien net so seker 'n valse God as die aanbidders van Baal. Baie van diegene wat beweer dat hulle Christene is, verbind hulle self met invloede wat ongetwyfeld teen God en sy waarheid gekant is. En so word hulle gelei om weg te draai van die goddelike, om self te verhoog. Die heersende gees van ons tyd is een van ontrouheid en afvalligheid. 'n Gees van valse verligting, as gevolg van 'n kampstige hoër kennis van die waarheid, maar in werklikheid die blindste voorbarigheid. Daar word geglo op hierdie tydstip van die geskiedenis, dat die mens baie meer gevorderd is as die vorige geslagte. Ons kan maar net 'n vinnige soektog op YouTube doen, om te sien hoe kampstig slim en verlig die wêreld geword het. Menslike teorieë word verhef en geplaas waar God en sy wet moet wees. Satan versoek die mense om ongehoorsaam te wees, met die belofte dat hulle in ongehoorsaamheid vryheid sal vind. Daar is 'n gees van oppositie teen die eenvoudige woord van God. Dit wat plain in die Bybel geskryf staan, is nie meer van toepassing nie, of nee, dit is nie hoe God dit bedoel het nie. 'n Gees van menslike wysheid word bo goddelike openbaring geplaas. Die mense het toegelaat dat hulle gedagtes so verduister en verward word deur die ooreenstemming met wêreldse gebruike en invloede, dat hulle lyk asof hulle mag verloor het om te onderskei tussen lig en duisternis.
waarheid en dwaling. So ver het die mense gedwaal en verval in gemak, dat hulle die woorde van hulle predikante, wêreldleiers en die sogenaamde slim manne meer betroubaar ag as die waarheid wat in die Bybel staan. Die ergste is die duisternis word voorgegee as lig deur hierdie manne wat dit met 'n kamstige Christelikheid bedek. Of alle teenstrydigheid wat hulle met die Bybel het, word oorgesien, omdat daar daarom ietsie Christelik in hulle optrede is, en dit dan tog so goed is. Die vermaanings en beloftes van God in sy woord, sy waarskuwings teen ongehoorsaamheid en afgoderry, blyk kragteloos te wees om hardkoppige harte te smelt. 'n Geloof soos die van Paulus en Petrus en Johannes is uit die mode. Dis misties en onwaardig vir die intelligensie van die moderne denkers. Dit wat eenvoudig in die Bybel geskryf staan, moet in 'n nuwe, verhewe manier geïnterpreteer word, en gehoorsaamheid volgens die Bybel is iets van die verlede. Solank dit volgens die moderne Christelike standaard reg lyk en goed voel, is dit reg. En moenie durf sê, dit voldoen nie aan die Bybelse standaard nie. Dan word jy, in YouTube-taal, gedebank of gedestroy deur een van hierdie moderne teoloë en denkers. In die begin het God sy wet aan die mensdom gegee as 'n manier om geluk en ewige lewe te bewerkstellig. Satan se enigste manier om God se doel omver te werp, is om mense te lei om ongehoorsaam te wees aan hierdie wet. En sy voortdurende poging is om die bedoeling van die wet verkeerd voor te stel en die belangrikheid daarvan te verklein. Sy geslaagste poging was om die wet self te probeer verander, sodat mense die voorskrifte daarvan oortree, terwyl hulle bely dat hulle dit gehoorsaam. Hierdie poging van Satan om die wet te probeer verander, kan vergelyk word met iemand wat die padaanwysings omruil by 'n belangrike kruising waar twee paaie bymekaar kom. 'n Padaanwysing is deur God opgerig aan almal wat deur hierdie wêreld reis. Die een arm van hierdie padaanwysing dui dat gewillige gehoorsaamheid aan die Skepper na die weg van die lewe en vryheid lei, terwyl die ander arm dui na dat ongehoorsaamheid na die weg van ellende en die dood lei. Die weg na geluk is duidelik in die Bybel omskryf as gehoorsaamheid aan God. Maar in 'n donker uur vir die mensdom het die groot vyand van alles wat goed is, die padaanwysings omgedraai, en menigtes het die valse weg misgis vir die ware en is op 'n dwaalpad. In Eksodus 31 vanaf vers 13 lees ons: Spreek jy met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my sabbatte onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Onderhou dan die sabbat, want dit moet vir julle heilig wees. Hy wat dit ontheilig, moet sekerlik gedood word, want elkeen wat daarop werk verrig, die siel moet uitgeroei word onder sy volksgenote uit. 6 dae lank kan jy werk verrig, maar op die 7de dag moet dit wees 'n dag van volkome rus, heilig aan die Here. Elkeen wat op die Sabbatdag werk doen, moet sekerlik gedood word. En die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkoop. En hy het aan Moses, toe hy geëindig het om met hom te spreek op die berg Sinaï, die 2 tafels van die getuienis gegee, tafels van klip, beskrywe met die vinger van God. Het God sy besluit verander oor wat hy hier geskryf het? Nie volgens Maleagi 3 vers 6 nie. Ek die Here verander nie, sê dit. Hebreërs 13 vers 8 sê vir ons, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde, tot in ewigheid. Is die ewige dood steeds die uiteinde van ongehoorsaamheid aan God? Verseker ja. Indien jy 'n probleem het met hoe God die oortreding van sy gebod hanteer het, gaan jy ook 'n probleem hê met hoe hy die wat ongehoorsaam aan die gebooie is in die oordeeldag gaan hanteer. Hy verander nie. As die dood die einde van opsetlike oortreding van sy gebooie vir Israel was, gaan dit geen verskil aan die einde wees nie. Onthou wat Paulus geskryf het in Korintiërs. Al hierdie dinge
het hulle oorgekom as voorbeelde vir ons. Daar is geen verskil tussen die God van Israel in die Ou Testament en Jesus van geestelike Israel in die Nuwe Testament nie. Dit is dieselfde God, dieselfde Jesus wat aan die kruis vir ons sondes gesterf het met donderslae van Sinaï af met die volk gepraat. Dieselfde Jesus het voor die Israeliete uitgetrek in die vuurkolom en die Rooi See oopgekloof. Dieselfde Jesus het die gebooie met sy eie vinger op die kliptafels geskryf. Dieselfde Jesus wat op sy Sabbat in die graf gerus het nadat hy aan die kruis die herskepping vir die mensdom bewerkstellig het in die begin, nadat hy alles perfek geskape het, ook op sy Sabbat gerus. Lukas 6 vers 5 sê vir ons, die Seun van die mens is Here ook van die Sabbat, hy verander nie. Deur hierdie woorde in Exodus wat ons nou gelees het God duidelik aangedui dat gehoorsaamheid die enigste pad na die stad van God is. Maar die man van sonde, van Rome, soos ons in 2 Tessalonisense 2 vers 3 lees, het met die inspirasie van Satan die padaanwysing gedraai. Hy het 'n valse Sabbat opgestel en veroorsaak dat die mense dink dat deur daardie valse Sabbatdag te heilig, hulle God se gebod eerbiedig. God het verklaar dat die 7de dag die Sabbat van die Here is. In vers 17 van Exodus is dit baie duidelik wanneer die Sabbat ingestel is. Dit sê, tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkoop. Ons het nie hierdie nou in Genesis gelees nie. Dit staan hier in Exodus, waar Moses dit aan Israel moes herhaal. Maar dit stem 100% ooreen met Genesis 2 vers 2-3. Daar staan, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werke wat God geskape het, deur dit te maak. Die rede hoekom Genesis en Exodus ooreenstem, is omdat Jesus die Sabbat reeds aan die begin van die skepping al ingestel het. En in Exodus word dit beaam. En die 7 dag weeklikse siklus het nog nooit van die skepping af verander nie. Die kalenders is verander, maar die weeksiklus nog nooit. Die Sabbat val vandag nog steeds presies op dieselfde dag van die week, as wat dit by die skepping geval het. Sterrekunde beaam dit, wetenskaplikes beaam dit, die geskiedenis beaam dit en die belangrikste van alles is die Bybel beaam dit. In Openbaring 14 vers 6-7 lees ons. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom en aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Die laaste boodskap wat aan die bewoners van die aarde gebring moet word, bevat dieselfde taal as wat ons nou net in Genesis en Exodus gelees het. Hoekom moet ons God heerlikheid gee? Want die uur van sy oordeel het gekom en hy het die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak. Hoekom het God die 7de dag die Sabbat gemaak? Ons lees dit in Genesis 2 vers 3. Omdat hy daarop gerus het van al sy werke wat God geskape het deur dit te maak. Dus het God die 7de dag die Sabbat gemaak, omdat hy daarop gerus het van al sy werke wat hy geskape het. Daarom moet ons die Sabbat heilig. Exodus 31 vers 13 sê vir ons, want dit is 'n teken tussen my en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Die Sabbat is God se gesagsteken, dat hy die skepper is, en die Sabbat is die teken dat ons hom as die enigste God in ons lewe aanvaar. Niks en niemand anders kan die Sabbat eien nie. Die eiendomsreg is alleen God se. Let nou op na 'n paar woorde wat hier in Exodus uitstaan. In vers 15, 'n dag van volkome rus. Vers 16, die Sabbat te hou deur die Sabbat te vier. In vers 17,
Op die 7de dag het hy gerus en hom verkook. Dit is pragtige woorde van verlustiging, definitief nie van 'n las nie. En die rede hoekom die dood die gevolg van oortreding was, is dieselfde rede hoekom dit aan die einde ook die gevolg sal wees. Die oortreding van God se wet is sonde, en die loon van die sonde is die dood. Dit is uit liefde en vir die beswil van God se kinders, dat die dood gepaard gaan met oortreding van sy wet. Want God kan nie sonde toelaat in die hemel nie. Dit is hoekom Satan en sy gevalle engele uitgegooi is uit die hemel, en hoekom hulle aan die einde van die tyd vir ewig en altyd uitgewissel word. Almal wat die ewige dood kry, het dit ongelukkig self gekies. Niemand anders kan blameer word nie, en veral nie God nie. In Johannes 5 vers 3 lees ons, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Satan het met sy leuns en die verdraaiing van die padaanwysings die mensdom laat glo dat dit 'n erge las is om God se gebooie te hou, en veral die Sabbat. Ek en my vrou eerbiedig nou die afgelope 5 jaar elke Sabbat, en daar was nog nie een keer wat ons Vrydag aand son onder nie die Here dankie gesê het, dat dit uiteindelik Sabbat is nie. Jou hele lewe verander, want jy beplan alles om Sabbat. Wanneer ons byvoorbeeld iewers heen moet reis, beplan ons waar ons en hoe ons die Sabbat daar gaan hou. Dit beteken dat ons alles om God beplan. Klink dit nie vir julle, of dit presies is wat God bedoel het, toe hy die Sabbat ingestel het nie? Dat alles om hom moet draai nie. Tydens die uittog uit Egipte is die Sabbatinstelling prominent voor die volk van God gebring. Terwyl hulle nog in slawerny was, het hulle taakmeesters deur die opdrag van Farao hulle probeer dwing om op die Sabbat te werk, deur die weeklikse hoeveelheid werk wat hulle moes doen, so te vergroot dat hulle dit nie sou kon voltooi in die week nie en dit op die Sabbat sou moes doen. Maar die Israeliete is deur God uit slawerny verlos en na 'n plek gelei waar hulle al die voorskrifte van God ongesteerd kon hou. En God sal weer aan die einde sy kinders verlos van die verdrukking wat sal kom as gevolg van hulle onderhouding van die Sabbat en van God se gebooie. In Eksodus 24 vers 12 lees ons: Toe sê die Here vir Moses: Klim op die berg na my toe en vertoef daar, dat ek jou die kliptafels kan gee en die wet en gebooie wat ek geskryf het om hulle te onderrig. Eksodus 31 vers 18 sê vir ons: En hy het aan Moses, toe hy geëindig het om met hom te spreek op die berg Sinaï, die 2 tafels van die getuienis gegee, tafels van klip, beskrywe met die vinger van God. Eksodus 34 vers 1 sê vir ons: Toe het die Here aan Moses gesê: Kap vir jou 2 kliptafels soos die eerstes. Dan sal ek op die tafels die woorde skrywe wat op die eerste tafels was, wat jy verbrysel het. Soos ek vroeër genoem het, is die wet eerstens deur God vanaf Sinaï gespreek. En soos ons nou ook gelees het, het hy toe 'n kopie daarvan op 2 kliptafels met sy eie vinger geskryf en aan Moses gegee. Moses het die tafel stikkend gegooi toe hy van die berg afgekom het en die goue kalf gesien het wat die volk gemaak het. Daarna het God weer met sy eie vinger vir die 2de keer die wet op die tafels geskryf en vir Moses gegee. Dus het Moses nie die gebooie geskryf nie. God self het dit gespreek en 2 keer self geskryf. En die kliptafels wat die wet bevat het, moes binne in die verbondsark geplaas word. Nie om misgis te word met die wette wat God vir Moses gegee het om in die wetboek te skryf nie. En dit was langs die verbondsark geplaas, nie binne-in nie. Kom ons lees in Deuteronomium 31 vers 24 tot 26. En toe Moses die woorde van hierdie wet klaar in 'n boek geskryf het, tot die einde toe, het Moses aan die Lewiete wat die verbondsark van die Here gedra het, bevel gegee en gesê: Neem hierdie wetboek en sit dit neer aan die kant van die verbondsark van die Here julle God, dat dit daar as getuie teen jou kan wees. Watter wette het as getuie teen hulle gedien? Die wette geskryf in die boek, nie die op die kliptafels nie. Albei is die wet genoem, en deur in konteks elke keer te lees, as jy teekom in die Bybel,
kan 'n mens duidelik onderskei van watter wet gepraat word. Die seremoniële wette en offers en feeste is deel van die wette wat deur Moses in hierdie wetboek opgeskryf is. En dit is juis hierdie seremoniële wette wat 'n skaduwee was van die lam wat sou kom om die sondes van die wêreld op hom te neem. Hebreërs 8 vers 5 sê vir ons: Hulle wat 'n afbeeldsel en 'n skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, dis nou God, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Hebreërs 10 vers 1 sê vir ons: Want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Ongetwyfeld wat die skaduwee wette die offer en seremoniële wette wat na Jesus, die offerlam verwys het en nie die wet op die kliptafels, die wet wat op die kliptafels geskryf is nie. Dus kan die Sabbat van die 4de gebod wat op die kliptafels geskryf is, nie verwar word met die Sabbatdae wat gevier moes word as deel van die seremoniële feeste nie. Daardie Sabbatdae het duidelik deel gevorm van die skaduwee stelsel. Kolossense 2 vers 16 en 17 sê vir ons: Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of Sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Alles in vers 16 was deel van die seremoniële wette. En dit was die wat in die wetboek geskryf is, nie die gebooie op die kliptafels nie. En vers 17 beaam dit ongetwyfeld watter wette van in vers 16 gepraat word. Die diereliggame wat geoffer was, is 'n skaduwee van Christus se liggaam wat vir ons sondes geoffer sou word. So het hy dan die letterlike seremoniële offerwette en feeste met hulle dae met sy eie liggaam vervang. Daardie wette in die boek en nie op die kliptafels binne in die ark nie. Want die op die kliptafels was nie 'n skaduwee gewees nie. Romeine 3 vers 31. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Paulus praat hier van die wet op die kliptafels en hy dring aan dat geloof in Christus die wet bevestig en bekragtig, nie wegvat of vervang nie. Ons het net nou in Johannes gelees dat die wet steeds staan en ons lees dit ook nog baie ander plekke in die Bybel. En Openbaring beaam dit onteenseglik. Openbaring 22 vers 14 en 15 sê: Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. Van watter stad word hier gepraat? Die stad van God natuurlik. As jy nie die gebooie hou nie, kan jy nie die stad binnegaan nie. En die duiwel draai die Sabbatgebod se aanwysing in 'n ander rigting met sy vals Sabbat en dit lei weg van die stad van God af. Alles wat in vers 15 genoem word, is deel van die gebooie. So die wat buite die stad is die wat dit nie doen wat daarin staan nie. Die gebooie is tog nie in kodetaal geskryf nie. Dit is van die eenvoudigste taal in die Bybel. 3-jariges kan dit verstaan. Maar die Satan gebruik wêreldse slim manne en teoloë om dit wat eenvoudig is te verdraai en die hele wêreld hardloop agter dit aan omdat hulle na Satan se leuns luister. Vir byna 40 jaar se wandel in die woestyn is die Israeliete voortdurend herinner aan God se vasgestelde rusdag deur die weerhouding van die manna elke 7de dag en die wonderbaarlike bewaring van die dubbele porsie wat op die 6de dag geval het. Deuteronomium 5 vers 12 sê vir ons: Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Voordat hulle die beloofde land binne gegaan het, is die Israeliete deur Moses vermaan om die Sabbatdag te hou om dit te heilig. Die Here het dit so ontwerp, dat deur hulle getroue nakoming van die Sabbatgebod, hulle voortdurend aan hulle aanspreeklikheid teenoor hom as hulle verlosser en skepper
herinner sou word. Indien hulle die Sabbat met die regte gees sou hou, sou afgodediens nie bestaan nie. Maar indien die aansprake van hierdie voorskrifte tersyde gestel sou word, omdat dit glo nie meer bindend was nie, sou die Skepper vergeet word en ander gode aanbid word. En het dit so gebeur? Ons lees in Esegiel 20 vers 12, 16, 19 en 20 die volgende. Daarby het ek ook my Sabbatte aan hulle gegee, om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat dit ek, die Here is wat hulle heilig. Omdat hulle my verordeninge verwerp het, en in my insettinge nie gewandel het nie, en my Sabbatte ontheilig het, want hulle hart het agter hulle drekgode aangeloop. Ek is die Here julle God, wandel in my insettinge en onderhou my verordeninge en doen dit. En heilig my Sabbatte, en hulle sal 'n teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet dat ek die Here julle God is. In sy beroep op hulle om na hom toe terug te keer, het God hulle aandag opnuut gevestig op die belangrikheid om die Sabbat heilig te hou. Ek is die Here julle God, het hy gesê. Wandel in my insettinge en hou my verordeninge en doen dit, en heilig my Sabbatte. Die belangrikheid van die Sabbat is hier herbevestig, byna 1000 jaar na Exodus en ongeveer 600 jaar voor Christus. In Esegiel 22 vers 8 en 31 sê die Here, my heilige dinge het jy geminag en my Sabbatte ontheilig. Daarom het ek my toorn oor julle uitgegiet. Deur die vuur van my grimmigheid het ek hulle verteer. Hulle wandel het ek op hulle hoof laat neerkom, spreek die Here. Dus het presies gebeur wat die Here gesê het sou gebeur. Hulle het hom vergeet. Hier in Esegiel het ons nou gelees wat die Here vir hulle gesê het toe hy Juda se aandag gevestig het op die sondes wat finaal daartoe gelei het dat hulle in Babyloniese ballingskap gevange geneem is. By die herstel van Jerusalem in die dae van Nehemia het God hulle streng aangespreek. Ons lees dit in Nehemia 13 vers 18. Het julle vaders nie so gehandel, sodat ons God oor ons en oor hierdie stad al hierdie onheil gebring het nie? Ja, hulle vermeerder die toorngloed oor Israel deur die Sabbat te ontheilig. Christus het tydens sy aardse bediening die bindende aansprake van die Sabbat beklemtoon. In al sy leer het hy eerbied getoon vir die insettinge wat hy self gegee het. In sy dae is die Sabbat so verdraai, dat die onderhouding daarvan eerder die karakter van selfsugtigheid weerspieël het, as die karakter van God. Christus het die valse lering uitgewys van die wat beweer het dat hulle God ken, maar hom totaal verkeerd voorgestel het. Alhoewel die rabbies hom konstant met vyandigheid behandel het, het hy nie eens dat dit gelyk het of hy aan hulle vereistes voldoen nie. Hy het direk voortgegaan om die Sabbat volgens die wet van God te hou, en nie volgens die gebooie van mense nie. In Matteus 5 vers 17 tot 19 lees ons, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. In onmiskenbare taal het Jesus getuig van sy agting vir die wet van Jehova. En nie omdat hy 'n Jood was, soos baie graag wil beweer nie. Ons het dit tot nou toe baie mooi gesien, dat die wet van Adam en Eva se tyd af ingestel was. Na alles wat ons tot dusver bespreek het, het Satan geen ander keuse as om die Sabbat aan te val nie. Aangesien dit die gesagsteken van God is en die teken tussen God en sy kinders, dat hulle hom as die enigste God in hulle lewe aanvaar. Daarom het die groot vyand van God en die mens die Sabbat van die 4de gebod 'n voorwerp van spesiale aanval gemaak. Satan self verklaar, ek is die teenoorgestelde van God, of ek sal die teenoorgestelde van God werk. Ek sal my volgelinge bemagtig om die gedenkteken van God, die 7de dag Sabbat, op sy te sit,
So sal ek die wêreld wys dat die dag wat deur God geheilig en geseën is, verander is. Die Sabbatdag sal in die gedagtes van die mense nie meer leef nie. Ek sal die geheue daarvan uitwis. Ek sal in die plek daarvan 'n dag plaas wat nie die stempel van God dra nie. 'n Dag wat nie 'n teken tussen God en sy volk kan wees nie. Ek sal diegene wat hierdie dag aanvaar, lei om die heiligheid wat God op die 7de dag geplaas het, op my dag te plaas. So sal die wêreld myne word. Ek sal die heerser van die aarde wees, die vors van die wêreld. Ek sal die mense se gedagtes so onder my mag en so onder my beheer kry, dat die Sabbat 'n spesiale voorwerp van minagting sal wees. Ek sal myself deur my verteenwoordigers verhef. Die eerste dag sal so geloof word en die protestante wêreld sal hierdie vals Sabbat as die ware ontvang. Deur die nie-onderhouding van die Sabbat wat God ingestel het, sal ek sy wet in minagting bring. Die woorde, 'n teken tussen my en julle geslagte, sal ek aan die kant van my Sabbat laat geld. So sal die wêreld myne word. Ek sal die mense en gedagtes onder my mag so beheer dat God se Sabbat 'n spesiale voorwerp van minagting sal wees. 'n Teken? Ek sal die onderhouding van die 7de dag 'n teken maak van ontrouheid aan die owerhede van die wêreld. Menslike wette sal so streng gemaak word dat die mense nie die 7de dag Sabbat sal waag hou nie. Uit vrees dat hulle nie kos en klere sal hê nie, sal hulle saam met die wêreld God se wet oortree. Die aarde sal geheel en al onder my heerskappy wees. En ongelukkig is dit wat mense reeds doen. Uit vrees sê hulle kan nie Sabbat onderhou nie, want hulle moet werk op Saterdag om kos op die tafel te sit. Deur die instelling van 'n vals Sabbat het die anti-kris gedink om die tye en wette te verander. Maar hy het regtig daarin geslaag om God se wet te verander? Die woorde van die 31ste hoofstuk van Eksodus is die antwoord. Hy wat gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde is, het van die 7de dag Sabbat die volgende verklaar. Dit is 'n teken tussen my en julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken. Dit is 'n teken vir ewig. Die padaanwysings mag dalk omgedraai wees en die verkeerde pad aandui, maar God het nie verander nie. Hy is steeds die magtige God van Israel en hy is net so jaloers op sy wet vandag, soos wat hy in die dae van Israel was. Maar hoe word hierdie wet nie in minagting geneem nie? Kyk hoe is die wêreld in opstand teen God. Die wêreld is gevul met ondankbaarheid, trots en afvalligheid. Net soos God gesê het dit sal wees as sy wet geminag word. Mense verwaarloos die Bybel en die waarheid. Hulle haat waarheid. Jesus sien hoe sy wet verwerp word. Sy liefde verag en sy ambassadeurs met teenkanting behandel word. Hy het met barmhartigheid gepraat, maar dit is verwerp. Hy het met waarskuwings gepraat, maar dit is verontagsaam. Die menslike denke is gevul met selfsug, afguns, trots en kwaadwilligheid. Ons haat mekaar as gevolg van ons ras, kleur of nasie. Baie huiwer nie om die woord van God te bespot nie. Diegene wat die Bybel glo net soos dit lees, word belaglik gemaak. Die tyd is baie naby, wanneer die toets vir elke persoon sal kom. Die onderhouding van die valse Sabbat sal op ons afgedwing word. Die konflik sal wees tussen die gebooie van God en die gebooie van mense. Diegene wat stap vir stap aan wêreldse gebruike toegee en aan die wêreldse standaarde voldoen, sal hulle dan oorgee aan die magte wat in beheer is, eerder as om hulle self aan bespotting, belediging, dreigende gevangenisstraf en selfs die dood oor te gee. Dan sal die goud van die kaf geskei word. Ware godsaligheid sal duidelik onderskei word van die met 'n blote voorkoms daarvan. Baie helder sterre wat ons bewonder vir hulle glans, sal dan in duisternis uitgaan. Diegene wat 'n blote versiering van gehoorsaamheid aangetrek het, maar hulle nie beklee het met die geregtigheid van Christus nie, sal dan die skande van hulle eie naaktheid verskyn. Daar sal ook die wees wat nie die knie vir Baal buig nie. Soos die sterre van die hemel wat net in die nag verskyn, sal hierdie getroues skyn wanneer die duisternis die aarde oordek en stik donker die mensdom.
In al die donker uithoeke van die aarde het God sy uitverkorenes wat sal skyn uit die duisternis en aan 'n afvallige wêreld die transformerende krag van gehoorsaamheid aan sy gebooie sal openbaar. Selfs nou verskyn hulle in elke nasie, onder elke taal en volk en in die uur van die diepste afvalligheid, wanneer Satan sy finale poging aanwend, sal hulle al hoe helderder skyn. Ons het nou na 'n paar verse in die Bybel gekyk en daar is nog baie meer wat onteenseglik bewys dat die gebooie wat die Sabbat insluit vandag net so geldig is as wat dit in Adam en Eva se tyd was. Elkeen van ons het 'n vrye keuse om te aanvaar wat God vir ons in die Bybel sê en wat daar staan, of ons kan na die slim manne van die wêreld gaan vir hulle tradisies en fabels wat geïnspireerd is deur Satan homself, omdat slegs hy agter die plan kan sit om die padaanwysingsbord om te draai van die ware pad van God. Handelinge 26 vers 14 sê, en toe ons almal op die grond val, hoor ek 'n stem wat met my spreek in die Hebreëse taal en sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. My beroep is, hou op om teen die prikkels van God te skop. Daar word gesê dat Christene is omdat hulle in die Bybel en die Bybel alleen glo. Wel dan moet hulle begin om te beoefen wat hulle preek. God het dit gesê, ek glo dit en dit verseël dit. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons duidelik in U woord gestel het, dat U gebooie is steeds vandag geldig, en dat ons vry sal word as ons dit gehoorsaam. Maar ons kan dit nie alleen doen nie, ons vra asseblief dat U ons sal help met die inwerking van die Heilige Gees, met kragtige engele wat by ons is, en ons vra dat U ons sal seën en op die pad wat ons vorentoe loop. In Jesus naam, amen. Dankie dat jy die video gekyk het. Om aan ons kanaal te subscribe, klik hier. Om kennisgewings te kry, klik op die klokkie. En om die volgende video te kyk, klik hierso. Baie dankie en ons sien u weer.